Goeiemôre almal. Het is lekker om vanoggend hier saam met julle in die erediens te wees, saam met besoekers ook en van ons lidmate wat maande laas hier by ons kon wees. So dit is 'n voorreg om soos die Here se gemeente saam te wees vandag. Net so 'n paar afkondigings voor ons begin. Ons verjaarsdag vir hierdie week, die 22ste verjaar Lily Gonzalez en ook Chris Du Plessis. So baie dankbaar saam met hierdie lidmate vir nog 'n lewensjaar. Ons Bybelstudies gaan hierdie week voort, die normale tye en plekke, so ook ons hoërskool katekisasie vanmiddag. En dan wil ek ook net namens die susters, namens Karina ook vir al die dames wat gister saam gekuier het en vir al die wat gister met al die reëlings gehelp het, ook baie dankie sê. Daar is nog wildwors beskikbaar teen R70 'n kilogram. Baie lekker wors en dan ons kollektes vir vandag by die eerste sakkie is vir barmhartigheid en die tweede een is vir die teologiese studentekas. Ek preek volgende Sondag weer by die Gereformeerde Kerk Witrifuur en ons sal 'n leesdiens ook daarvoor reël en die Sondag daarop is ek met verlof, maar ons sal al die nodige reëlings skryf vir ons eredienste om normaal voort te gaan. Ons begin ons erediens vandag met die woorde van Psalm 19 vers 15. Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U aanneemlik wees, Here my rots en my verlosser. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing tot eer van die Here Psalm 92. Psalm 92 sing ons vers 1 en vers 6 saam. Psalm 92 vers 1 en vers 6 en daarna bely ons saam ons geloof. In vers 1 sing ons: Wie sou die Heer nie prys nie as weer met nuwe gloed 'n rusdag ons begroet. Wie hom nie dank bewys nie in stille môre wagte as ons sy guns omring. Wie vir sy trou nie sing 'n loflied in die nagte. Psalm 92 vers 1 en 6 en daarna bely ons saam ons geloof. Die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou saam luister na die Here se wet uit Eksodus 20 uit en daarna antwoord ons op die Here se wet deur Psalm 38 saam te sing. Psalm 38 sing ons vers 1, 8 en 17. Vers 1 sing ons: "Skrap tog nie in ongenade my misdade, Heer, verdra my met geduld. Wil tog nie in toorn ontsteek nie en U breek nie op my sonde en sondeskuld." Psalm 38 vers 1, 8 en 17, nadat ons na die Here se wet geluister het, en dan bid ons ook daarna saam. Ons luister vanoggend saam uit Eksodus 20 uit. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Oh
Kom ons bid nou saam. Ons almagtige Vader in die hemel, ons dank U vir die genade in ons lewens wat ons beleef om vandag in die erediens by mekaar te mag wees. Ons besef dit is net genade, want as dit van ons afgehang het ons U ewige en regverdige straf gekry. Maar nou weet ons, en dis waantoe U ons deur die wet lei, dat ons osself nie kan red nie, maar dat ons deur ons Here Jesus Christus, sy lewe en sy sterwe in ons plek, sy opstanding uit die dood, ons deur hom ewig U kinders is. Dat ons sonde vergewe is en dat U ons tot geloof gebring het deur U Heilige Gees en dat U ons nou elke dag deur die Gees lei om tot U eer te leef. Dat U ons ook vandag deur die Gees gelei het om in gehoorsaamheid as U kinders hier te wees, om aan U al die eer te gee, en om deur U ook versterk te word met U woord, sodat ons kan aanhou om tot U eer te lewe. Tot U eer te lewe in 'n wêreld wat ons al hoe meer besef nie ons woning is. 'n Wêreld waarin ons al hoe meer besef dat ons nie hier tuis is nie. En in 'n land waar baie swaar kry is en waar die regering lyk of hulle net vir hulle self lewe, in 'n land waar dit voel of ons nie eers welkom is altyd nie. Weet ons, U het ons hier geroep en U gebruik ons hier tot U eer. En daarom vra ons dat U elkeen van ons sal lei, om waar ook al ons is, of ons by die werk is, of by die skool is, by die huis is, om te besef dat U ons daar gebruik, om te besef dat U ook oor elke stukkie van ons lewens die sê. Daarom vra ons dat U ons oë sal oopmaak om U hand in ons lewens raak te sien. Dat U ons monde sal oopmaak om die enigste troos wat daar in lewe en in sterwe is, die goeie nuus van Jesus Christus aan ander mense ook te verkondig en om aan te hou om U liefde vir mekaar en ander mense te wys. En daarom vra ons dat U saam met ons as gemeente sal wees, dat ons met vreugde en gehoorsaamheid aan U woord U sal dien. Ons vra dat U ons sal lei om waarlik lief te wees vir mekaar, om mekaar te ondersteun, daar te wees. En dat U ons elke dag sal lei om te vra, maar wat skrik die meeste tot U eer? Ons dank U vir U sorg in ons lewens, nie net op 'n geloofsvlak, op 'n geestelike vlak nie, maar 'n fisiese vlak ook. En daarom kan ons vandag soos elke dag bid, gee ons daaglikse brood. Ons bid dat U saam met ons boere sal wees wat onder moeilike omstandighede werk en voorsien. Ons bid dat U saam met elkeen van ons sal wees in wat ons doen. U weet wat in ons lewens en ons harte aan die gang is. Dat ons, soos U al hoe meer vir ons wys, ons net op U kan vertrou. Ons dit sal doen. Ons nie sal staat maak op onsself of op ander mense of enige iets nie. En daarom vra ons dat U vandag se woordverkondiging sal gebruik tot U eer en tot ons opbou in die geloof. Dat U ons nou sal stil maak voor U en deur die Gees sal lei. Sal hoor wat U vir ons sê en dat ons dan sal doen wat U wil hê. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Voordat ons na die Here se woord gaan saam luister, gaan ons Psalm 89 saam sing. Psalm 89 vers 6. Hoe salig is die volk wat luister na U woord, wil wandel in die lig wat van U afstraal voort. Psalm 89 vers 6.
Ons luister vanoggend saam na die Here se woord uit 1 Korintiërs 3 uit. 1 Korintiërs 3 vers 1 tot vers 9. Ons sit ons 'n reeks prediking uit die brief van die Korintiërs voort, so 1 Korintiërs 3 vers 1 tot vers 9. Ek lees vir ons uit die nuwe vertaling uit. En sal ons teksverse vir ons ook uit die ou vertaling lees daarna. 1 Korintiërs 3 vers 1 tot vers 9. Broers, ek kom met julle nie praat soos met mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. En julle kan dit nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie? As een van julle sê ek is vir Paulus en 'n ander ek is vir Apollos, is julle dan nie nog wêrelds nie? Wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is maar net dienaars deur wie julle tot geloof gekom het. En elkeen doen die werk soos die Here dit vir hom gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei. Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi staan op gelyke voet. God sal elkeen beloon volgens sy werk. Ons is medewerkers in diens van God en julle is die saailand van God. Vers 2 en 3 is ons teksverse en ek lees dit vir ons uit die ou vertaling ook voor. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie. En julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Daar is sekere gedrag wat mens by kindertjies of kleutertjies sal verwag, maar nie by groot mense. Kleuters sukkel byvoorbeeld om te deel. Baie van ons kindertjies se eerste woorde is ek of self en dit vat maar tyd om hulle te leer hoe om te deel. Kleuters sukkel om hulle emosies te beheer en word dikwels eerder deur hulle emosies beheer as om dit te beheer. Dinge wat ons by kinders, kleuters verwag. En ons besef, hulle moet nog groei. Maar sou ons hierdie dinge dan by 'n volwassene sien, sou ons 'n 40-jarige sien wat 'n tantrum soos 'n 4-jarige gooi, of 'n volwassene wat sukkel om met ander te deel, wat net die hele tyd selfsugtig is en vir hom of haarself lewe, kan jy maklik net die kop skud en dink maar, hoe kan hierdie persoon homself soos 'n kind gedra? Dis iets wat ons in die geloof ook sien. Iemand wat maar baie onlangs tot geloof of tot bekering gekom het, het nog baie groei wat voor lê en sukkel nog om te sien, maar wat sê die Here se kruis vir my manier van lewe? Maar iemand wat al langer glo, moes al gegroei het. Moes al gesien het, begin sien het, maar wat sê die evangelie vir hoe ek elke dag lewe? So sekere dinge verstaan jy as jy dit sien by iemand wat maar onlangs tot geloof gekom het, maar nie as jy dit sien by iemand wat al lankal glo nie. Nou hier in 1 Korintiërs 3 word die verdeeldheid van die Korintiërs weer aangespreek. Julle sal onthou so 'n paar sondae terug, as jy die eerste keer in die brief aangeraak. En nou vandag, in hierdie gedeelte kom die Here by die hart van die probleem uit. Hy spreek nie die verdeeldheid aan nie, hy sê, wat is die groot probleem? Wat sit daar agter? En dit is, julle is nog vleeslik. Julle is nog wêreldse mense. Julle is babas en kleuters in die geloof. So sonder om doepies om te draai, vra die Here vir die Korintiërs, waarom lyk julle wat my kerk is, meer soos 'n kleuterskool
as soos 'n kerk. So kom ons kyk nou vanoggend na die hart van die probleem. Dit is vleeslike mense. En daarna gaan ons kyk na hoe hierdie verkeerde hart vreeslike lelike vrugte dra. En dan laastens gaan ons kyk, maar wat is die oplossing? Wat is die antwoord wat die Here self gee? Ons kan die fout maak om te dink, omdat die Here so reguit en hard met die Korintiërs praat, dat hulle nie eintlik gelowiges is. Dit sou regtig 'n fout gewees het, want ons moet onthou wat die Here die Korintiërs aan die begin van die brief genoem het, die gemeente wat hy vir hom afgesonder het en geheilig het om aan hom te behoort. En ja, die Korintiërs word kindertjies of kleuters genoem, maar in Christus. Verder word hulle aangespreek as broers. Innige aanspreekvorm wat wys op die band wat daar net tussen gelowiges is. So die Here praat hier met mense wat regtig glo. En juis omdat hy vir hulle lief is, sê hy vir hulle die moeilike dinge. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. En julle kan dit nou nog nie verteer. Julle is babas wat net melk kan kry. Julle kan nog nie vaste kos eet nie. Laat mens dink aan die woorde in Hebreërs 5 vers 12. Hoewel julle teen hierdie tyd self onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos. Nou die melk wat hierna verwys word, is die evangelie in sy eenvoudigste vorm. So die Korintiërs het geglo dat Jesus Christus vir hulle sondes betaal het en dat hulle aan hom behoort. Hulle het vasgeglo dat hulle God se kinders is, maar dis waar hulle gestop het. Hulle het nie die vaste kos van die geloof, die dieper dinge van die evangelie verteer nie. Nou moet ons nou nie dink dit is verskillende boodskappe nie. Die melk en die vaste kos is dieselfde boodskap. So die diepte daarvan wat verskil. Maar die Korintiërs het geglo dat Jesus hulle deur sy kruis gered het, maar hulle kon nog nie die vaste kos. Hoe lewe ek nou as iemand wat gered is? Hoe lyk die pad van heiligmaking in my lewe? Verteer nie. Hulle het ook nie die verskoning gehad om te sê, maar ons het nou eers baie onlangs tot geloof gekom. Korintiërs het ongeveer 4 of 5 jaar voordat hierdie eerste brief van hulle geskryf is, tot geloof gekom toe Paulus die eerste keer die evangelie daar verkondig het. En hy was vir 'n jaar en 'n half by hulle waarin hy hulle geleer het wat Christus se kruis vir hulle lewens beteken. Toe hy daar weg was, het Apollos daar gekom en hy het aangehou om die gemeente te leer uit die Here se woord uit. So hulle het alles gehad wat hulle nodig het om in die geloof te groei, maar hulle het nie. Hulle was maar soos kleuters in volwassenes se liggame. In vers 3 gee die Here die rede hiervoor. Julle is nog wêreldse mense, of letterlik, julle is nog vleeslike mense. Nie net het die wêreld 'n reuse impak op die Korintiërs gehad nie. Nie net is hulle deur die wêreld meegesleer en het maar soos die wêreld aangehou lewe nie. Nie net het hulle gelewe soos toe hulle voor hulle tot bekering gekom het nie. Maar hulle was nog vleeslik. Hulle het hulle deur hulle sondige natuur laat lei. Hulle het maar aangehou om te doen wat hulle nog altyd gedoen het. Maar die eenvoudigste beskrywing vir vleeslik wat ons vandag kan gebruik is, hulle was selfsugtig. Net aan hulle self gedink, deur hulle eie begeertes en behoeftes gelei, net vir hulle self gelewe, nie eers gewonde daaroor nie. Soos kinders gedink, alles moet net maklik en lekker wees. Maar die Korintiërs het nog by die melk van die geloof vasgehou. Hulle kon nie die vaste kos nie. Hulle kon nie dit wat die Here ons oor ons heiligmaking leer verteer, omdat hulle nog vleeslik was, omdat hulle nog net vir hulle self geleef het,
omdat hulle maar aangehou het met hulle lewe, so asof hulle nog nie in die Here glo. Ongelukkig kry jy dit vandag steeds. Gelowiges wat dink hulle geloof het niks te sê vir hoe hulle elke dag lewe. Gelowiges wat dink hulle geloof is hierdie boksie wat jy miskien op 'n Sondagoggend vinnig oopmaak en dan Sondag wanneer jy by die huis kom en jou kerkklere uittrek, en sit jy hom ook toe in jou kas en jy lewe maar soos jy self wil. Gelowiges wat deur die wêreld en hulle begeertes meegesleer word en nie deur die Here se Gees gelei word nie. Onvolwasse gelowiges laat hulle nie deur die Here se Gees lei nie. Stel nie belang in groei in die geloof nader aan die Here nie. Nou hierdie wêreldsheid, hierdie vleeslikheid, hierdie kleuter in die geloof wees dra baie lelike vrugte. Ons sien dit in die dinge wat in 1 Korintiërs aangespreek word. Die Korintiërs het groepies gevorm en net sekere predikante aangaan. En weer eens, hierdie predikante wat by hulle was predikante wat die evangelie suiwer en duidelik verkondig het. So hulle het nie gesê, wel, ons wil nie na daai ou luister omdat hy met 'n leuen kom nie. Hulle het eenvoudig net gesê, ek wil meer van hierdie ouetjie as van daardie een. En ek ondersteun net hierdie een. Hulle het met mekaar beklei en hulle was jaloers. Hulle het gekyk, hoeveel beter kan ek as die ander een wees? Hulle het gesien, maar daardie een het ander gawes as ek, en daarom was hulle kwaad daaroor. Hulle het nie die tug in die Here se kerk toegepas. Hulle het mekaar hof toe gesleep. Hulle het losbandige lewe. Hulle het afgode aanbid. So kan ons aanhou met hierdie lys. Met alles trek mens terug na die eenvoudige ding toe. Hulle was nog vleeslik. Mens kan maklik dink iets soos jaloesie en twis en groepvorming is nie so ernstig nie. Jy kan dit maar net ignoreer totdat dit weggaan. Na die ander kant toe kan jy dink, maar mens moet dan nou net die simptome, die jaloesie en die twis aanspreek sonder om by die hart van die probleem uit te kom. Maar dit sou wees soos om 'n pleister op 'n baie diep wond te plak. Daarom kom die Here hier by die hart van die probleem. Julle is nog vleeslik. Julle gedra julle soos 'n klomp kleuters in 'n kleuterskool, soos 'n klomp selfsugtige kindertjies. Dink julle net aan julleself. As julle jaloers op mekaar, maar die ander een iets het wat jy nie het. Dink jy is beter as die ander en dink jy hoef nie die ander in ag te neem as jy iets doen nie. Dinge wat by kleuters voorkom, kom by julle voor. Dinge wat mense in 'n kleuterskool sou verwag, sien mense in die Here se kerk. En weer eens, jy sien dit vandag steeds. Kerke wat eintlik kleuterskole is. Kerke wat maar net mense se doeke ruil en vir hulle nog melk gee. Wat nie veel van mense verwag nie. Wat mense net gelukkig wil hou. Wat nie die sonde aanspreek nie, want dis mos iemand anders se werk. Kerke wat mense nooit leer dat die kruis jou manier van lewe verander nie. Natuurlik ook in kerke wat erns maak met hulle roeping, kry jy sommige gelowiges wat net nie wil groei nie. Wat net die hele tyd melk wil drink. Gelowiges wat dink dat al glo hulle maar net soos die wêreld kan lewe en kan doen wat hulle wil. Gelowiges wat agteraf en lelik met mekaar raak. Gelowiges wat jaloers is en net die hele tyd al die aandag wil hê en skree as hulle dit nie kry nie. Gelowiges wat baie lawaai as dinge nie presies gaan soos hulle sê dit moet gaan nie. Lei die Here ons hier om te besef, is die hart wat moet verander. Die vleeslikheid en die wêreldsheid moet plek maak vir geestelike groei. En daarom is die oplossing nie om wetties te raak en net 'n klomp meer reëls te wil volg. Nie om net die hele tyd te sê moenie mag nie, maar om na die Here toe te draai. Want die oplossing is nie om op jouself te fokus of op ander mense te fokus nie. Die oplossing is nie om op jouself en jou geluk te fokus, al is dit wat die wêreld sê, solank jy gelukkig is alles reg nie. Die oplossing is om minder op jouself en minder op ander mense te fokus en meer op God. God wat groei gee.
God wat sorg dat ons in die geloof groei. Daarom sê die Here vir ons in vers 5, wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is maar net dienaars deur wie hulle tot geloof gekom het en elkeen doen die werk soos die Here dit vir hom gegee het. Dit help dat jy fokus op mense en dink dit is waaroor jy geloof gaan. Die mense is maar net dienaars wat God gebruik. Dienaars. In ons taal eenvoudige plaasarbeiders wat die Here gebruik. Nou as jy 'n roerende boek of gedig gelees het, gaan jy tog nie die pen loof nie, maar die skrywer. As jy 'n watertand lekker dis geëet het, gaan jy nie die pot en die pan loof nie, maar die kop. As jy meegevoer word deur 'n mooi stuk musiek, gaan jy nie die instrument loof nie, maar die musikant. Het gaan nie oor die instrument nie, dit gaan oor die een wat hom gebruik. So as jy in die geloof groei, of as jy tot bekering gebring is en dan groei, gaan jy tog nie die instrument wat die Here daarvoor gebruik het loof nie, maar die Here self. Die mense wat deur God gebruik word, is maar net instrumente in sy hand. Hy sê sy dienaars is een voor hom, staan op dieselfde voet, al lyk die werk wat ons doen verskillend. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dis God wat laat groei. Paulus het geplant by die Korintiërs, hy het daar aangekom, hy het die evangelie verkondig en die Here het dit gebruik om mense tot bekering te bring. Toe hy daar weg is, het Apollos daar gekom en daardie saad wat geplant is, nat gegooi, aanhou nat gegooi met die woord. En al het hulle hoe hard gewerk, en hiervan kan ons boere ook getuig, al werk jy hoe hard en al doen jy al die dinge, is net God wat die groei gee. Waarom sou dit dwaas wees van ons om te probeer telling hou, om te kyk wat ons reg gekry het in die geloof? Een plant en die ander een gooi nat, hulle staan op gelyke voet. God sal elkeen beloon volgens sy werk. God sal aan elkeen sy loon gee. Met ander woorde, ons as God se dienaars staan voor God, is aan hom verantwoordbaar en nie voor mense. Ons moet dit onthou, as gelowiges staan ons in God se diens en nie in die eerste plek in mense se diens. Ons is nie hier om mense gelukkig te hou of om mense se goedkeuring te kry nie, maar om te doen wat God vir ons sê. Dit is waar vir woordverkondigers. Ek is nie hier om gewild te wees nie, ek is nie hier om te doen wat mense wil hê nie, ek is nie hier om julle gelukkig te hou nie, ek is hier om te doen wat God sê. En dit is waar vir elke liewe gelowige. Ons is hier om God te dien deur te doen wat hy sê. Nou wanneer hy sê hy sal elkeen se werk beloon, sê hy nie jy kan jouself red nie. Hy sê nie jy red jouself deur getrou te wees. Ons word tog net deur Jesus Christus gered. En hy sê vir ons hier sy werkers staan almal op gelyke voet. So wanneer hy sê hy sal aan elkeen sy loon gee, praat hy nie van eer en aansien in hierdie wêreld nie. Die loon waarvan hy praat, is om eendag in die Here se vreugde te mag deel. Die loon waarvan hy praat is om eendag in ewigheid te kan sien hoe die Here jou as instrument in ander mense se lewens gebruik. Hoe die Here jou as 'n eenvoudige mens, as 'n kragtige instrument gebruik het om ander se lewens te verander. En is iets om na uit te sien. Want soms voel dit vir ons of ons net werk en nie raak gesien word. Of nie erkenning kry. En van ons se gawes is ook van so 'n aard dat ons baie werk in die agtergrond doen en amper nooit raak gesien word. Dat ander nie in die gemeente nie eers besef waarmee jy besig is. Dan sê die Here vir ons, ek gaan jou loon vir jou gee. Nou herinner hy ons, nie op jouself fokus. Moet ook nie op ander fokus. Moet ook nie na ander mense se gawes kyk en dink, "Joe, maar het ek nie maar daardie gawe gehad nie." Maar fokus op God en besef dit is hy wat groei gee.
En daarom word ons hier sy saailand genoem. God se saailand. Hierdie laaste paar verse beklemtoon die heeltyd dat alles oor God gaan. In die oorspronklike taal word God se naam die heeltyd aan die begin van die sin gesit. Om te beklemtoon, alles gaan oor God. En omdat hy ons sy saailand noem, besef ons is hier om te groei. Ons is nie hier om net vas te haak by kindertjies in die geloof wees nie, maar om te groei. Saailand se doel is tog om te groei en om vrug te dra, om 'n oes te lewe. So is die Here se kerk se doel om tot sy eer te groei en vrug te dra, want op hierdie manier word ons Here verheerlik en op hierdie manier dien ons ander mense. En om te groei, het ons vaste kos nodig. Het ons nodig om gereeld die evangelie te hoor en te hoor wat dit beteken dat Jesus Christus die koning van jou lewe is. En vaste kos is iets waarin jy ook moet groei. 'n Babietjie, as hy van melk af oorgaan na vaste kos eet, is tog 'n geleidelike proses van gewoond maak aan die vaste kos. So is vir ons ook vaste kos in die geloof nie iets wat ons dadelik kan verteer nie, maar iets waarin ons moet groei. Waarom gaan daar soms dinge wees wat jy wonder, maar wat beteken dit nou? Die Here wil ons laat groei. Hy doen dit deur die vaste kos van sy woord. Vaste kos wat vir ons sê, wanneer ek in Jesus Christus glo, is al my sonde vergewe en hoort ek ewig aan. Die vaste kos wat vir ons sê, wanneer ek in Jesus Christus glo, tel ek my kruis op en ek volg hom, ek sterf vir myself en ek lewe vir die Here. Die vaste kos wat vir ons sê, wanneer ek gaan lewe om die Here te verheerlik, gaan daar mense wees wat my gaan vervolg. Die vaste kos wat vir ons sê, die lewe van 'n gelowige is nou net maklik nie, maar is 'n stryd tot die einde toe, 'n stryd teen die sonde. Dis waarom ons Sondag na Sondag as die Here se kerk hier bymekaar kom, deur hom gevoed te word. Dis waarom ons katekisasie, dis waarom ons Bybelstudiegroep het, dis waarom ons lidmate besoek, sodat ons geleer kan word wat die Here se kruis vir ons lewens beteken. Sodat ons bemoedig en versterk kan word wanneer die lewe vir ons seer en moeilik is. Sodat ons getroos kan word in ons stryd teen die sonde met die wete, Jesus Christus het al klaar die oorwinning behaal. Weet ons vir 'n saailand om te groei, is daar werk wat gedoen moet word. Soms moet bossies uitgetrek word. So die sonde moet uitgewys en aangespreek word. Soms moet diere weggehou word wat die plante wil beskadig. So dwaalleraars en dwaalleer moet ernstig aangespreek en weggejaag. Soms moet daar gesnoei word. Dis nie vir ons lekker, maar is die Here wat die snoeiwerk doen, sodat ons meer vrug kan dra. Daar moet gereeld water gegee word. Ons word oor en oor, daagliks, weekliks met die Here se woord bedien. Werk wat die Here in ons lewens deur sy dienaars doen. En glo en vertrou ons, dis hy wat die groei gee. Nou die groei wat die Here gee is nie altyd groei in getalle nie. As dit sy wil is, dan gee hy dit. Die groei wat hy gee is altyd groei in jou verhouding met hom. Groei in die geloof, groei nader aan die Here, groei om al hoe meer soos ons Here Jesus Christus te wees. Is altyd groei nader aan hom en groei in geloofsvolwassenheid. En omdat God die een is wat die groei gee, moet ons onsself vra, moet elkeen van ons onsself vra, fokus ek op God? Is ek beskikbaar vir hom? Nie dat hy my nodig het om te werk nie, maar is ek oop vir die werking van die Gees? Word ek met die Gees vervul deur vol te word van die woord en om die woord saam te sing, of blus ek die werking van die Gees deur maar net soos die wêreld aanhou leef? Smoor ek die werking van die Heilige Gees deur aan te hou om die sonde aan te karre, die sonde waarvoor ons Here Jesus Christus so duur betaal het?
En dis dan wanneer ons op God fokus, en wanneer ons vashou daaraan dat dit hy is wat groei gee, dat ons nie tyd of lus het vir twis en jaloesie. Wanneer ons roepings uitleef, het ons nie tyd vir kinderlike dingetjies onder mekaar nie. Ons het tyd om te kyk, maar wat het 'n ander een nou, wat ek nie het nie. Wanneer ons in die geloof groei, besef ons redding is nie ons einddoel. Baie mense hak daarby vas. My redding is my einddoel. Nou kan ek maar aangaan soos ons wil. God se einddoel is om homself te verheerlik, en hy doen dit deur ons te red, en dan red hy ons sodat ons in 'n verhouding met hom kan lewe. Verhouding waarin ons al hoe meer heilig gemaak word. Verhouding waarin ons al hoe meer in die geloof groei. Sodat ons nie kleuters in die geloof is nie. Ons is volwasse, soos ons Here Jesus Christus, gelowiges wat God met ons gawes dien, sodat ons nie soos 'n kleuterskool lyk nie, maar soos die Here se kerk. So die Korintiërs was verdeeld en hulle het onder mekaar beklei, maar dit was net die vrug van 'n dieper hartsprobleem. Hulle was nog wêrelds, hulle was nog vleeslik, hulle was kleuters in die geloof. En die oplossing wat die Here gee, is dat hulle minder na hulle self en ander moet kyk. Ons ook. Meer moet konsentreer op alles wat hy gedoen het in ons lewens, en alles wat hy steeds doen. En te besef dit is hy wat groei gee. So mag die Here deur sy Gees elkeen van ons ook lei om te besef, ons is hier om te groei. Mag hy ons lei om te besef, wanneer hy ons laat groei en wanneer hy aan ons werk, gaan dit nie altyd maklik en lekker wees nie, maar hy werk met 'n baie groter plan as die hier en die nou. Mag hy ons deur sy Gees lei om ons beskikbaar te stel vir. Nie dat hy ons nodig het om te werk nie, maar mag hy ons lei om oop te wees vir die werking van sy Gees. Sodat ons kan groei, sodat ons kan vrug dra, sodat ons al hoe meer heilig gemaak kan word, sodat God daardeur verheerlik word. Mag ons elke dag besef, ons is nie die Here se kleuterskool. Ons is die Here se diergekoopte kerk. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader in die hemel, ons bely voor U dat ons nog so maklik soos die wêreld kan leef. Dat ons so maklik nog die dinge van die ou mens kan vermaak en aan aandag gee. En nie daarteen skry as die mense wat U ons in ons Here Jesus Christus gemaak het. Daarom bid ons dat U deur die Gees in ons sal werk en vir ons sal wys waar ons dalk nog kleuters in die geloof is. Dat U sal aanhou om in ons te werk deur die Gees met U woord, dat ons sal groei as U saaier. Nou gee dat ons onsself nie so sal besig hou met onbenullige dingetjies. Dat ons nie sal stil staan by die feit dat U ons laat groei, dat U ons ook so in mekaar se lewens gebruik. Dit bid ons in ons Here Jesus se naam aan. Amen. Kom ons sing nou ten slotte saam tot eer van die Here Psalm 116. Psalm 116 sing ons vers 1, vers 4 en vers 5. In vers 5 sing ons: U het my siel weer van die dood bevry, in droefenis droog U, o Heer, my trane. U lei my voet langs nuwe lewensbane om in U lig te wandel, lewensbly. Dis die Here wat ons lei tot sy eer te lewe. Psalm 116 vers 1, 4 en 5.
seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees.